Hallo mense, dis Japie hierso. Hier is 'n kort weergawe net van 'n sekere vers wat ek wil lees vir julle uit Matteus. Dis uit hierdie Bybel uit die New Testament, Anointed Standard Translation, Second Edition. So ek lees uit hierdie Bybel uit, jy kry nie hierdie Bybel meer te koop nie. Dit is 'n goeie gerede daarvoor. Maar jy kan hom kry op archive.org. Jy kan hom daar gaan aflaai. So kom ons lees gou die vers uit hierdie Bybel uit. Dis hoofstuk 19, Matteus 19, vanaf vers 16. And behold, one coming near said to him, Teacher, what good thing shall I do, that I might have eternal life? And he said to him, What do you ask me concerning what is good? There is only one who is good, but if you desire to enter into life, keep the commandments. Hier sê Joshua reguit vir hierdie ou, hy moet die gebooie onderhou om gered te word, né? So dit is wat hy vir jou ook sou gesê het vandag. As jy vandag vir Joshua kon gevra het, wat moet ek doen om gered te word? Sou hy presies dieselfde antwoord vir jou ook gegee het. Hy sê vir jou ook gesê het, jy moet jou se gebooie onderhou om gered te word. Jan Piet Koos, of wie ook al, om vra. Sy antwoord gaan nie verander nie. Jy moet die gebooie onderhou, want dit wys jy glo in Yahushua. Geloof sonder werke is dood. So die gebooie is deel van die nuwe verbond. Die gebooie het nie verdwyn met die nuwe verbond nie. Die Bybel, Matteus 5 vers 18, sê Joshua dat die gebooie bestaan en sal geldig bly terwyl die hemel en die aarde bestaan. Nou, jy staan nog steeds op die aarde onder jou voete en die koepel is nog steeds bo jou kop. So jy moet die gebooie onderhou volgens Matteus 5 vers 18. Maar in elk geval, kom ons gaan aan hierso. And he said to him, which commandments? Toe vra hy nou vir Joshua, nou wat se gebooie? Nou gaan Joshua vir hom die 10 gebooie begin opnoem, né? En Joshua said, you will not murder, you will not mongrelize, you will not steal, you will not bear false witness, honor your father and mother, you will love your neighbor as yourself. Nou, dis nie net die 10 gebooie soos julle sien. Hy noem, die honor your father and mother is die 5de gebod, maar dan sê ook hier, love your neighbor as yourself. Dit staan iewers anders in die gebooie. Maar hy het net 'n klomp genoem, maar die hoof gebooie hierso is die van die 10. Maar wat sien julle wat uitstaan soos 'n seer oog hierso? Dis die gebod wat sê, you will not mongrelize. Die 7de gebod hierso is, jy mag nie meng met ander nasies nie. Jy mag nie meng met ander rasse nie. Dit is in die oorspronklike 10 gebooie gewees, mense. Dis hoekom Joshua dit so sê hierso. Joshua sê, you will not murder, dis die 6de gebod. You will not mongrelize, dis die 7de gebod. You will not steal, dis die 8ste gebod. You will not bear false witness, die 9de gebod. Honor your father and mother, dis die 5de gebod. En dan you will love your neighbor as yourself. So ons sien duidelik dat die rasvermenging was een van die 10 gebooie. Volgens Joshua was dit die 7de gebod. Ons sien in Ezra en Nehemia dat toe hulle die gebooie vir die Israeliete vir die eerste keer weer gelees het, toe het hulle dadelik hulle self gesepareer van die ander nasies af. Hulle het dadelik hulle self afgesonder van die ander rasse. En hulle het so ver gegaan as om hulle vrouens en kinders van die ander rasse te laat gaan. Hulle het hulle laat gaan, want hulle mag nie getroud gewees het met hulle nie. Toe hulle besef dat die gebooie sê, jy mag nie meng met die ander rasse nie, toe het hulle daardie vrouens en kinders laat gaan. Dit is wat staan in Nehemia. En ek dink in Israel het hulle dit ook gedoen. Maar dis die feit van die saak, dis wat die Bybel gesê het, hulle het jou Bybel verander. Die woord wat hulle nou hier ingesit het, in plaas van mongrelize, het hulle gesê adultery, oorspel. Wat dit beteken is dat 2 keer in die 10 gebooie sê jy mag nie oorspel pleeg nie. So dit maak nie sin nie. Die 10de gebod sê, jy mag nie oorspel pleeg nie. So die 7de gebod sê iets anders. En hier sien ons wat dit gesê het, jy mag nie meng met die ander rasse nie. En ons sien dat Joshua se broer, Jakobus, het dieselfde gesê in Jakobus 2 vers 11. For he who said, you will not mongrelize, jy sal nie meng met die ander rasse nie, also said, you will not murder.
But if you do mongrelize, as jy meng met die ander nasies, if you do not mongrelize, as jy nie meng met die ander nasies nie, but commit murder, as jy moord pleeg, you have become a transgressor of the law. So hier sê hy ook, hier noem hy ook die 6de en die 7de gebod, Jakobus, en hy sê ook, die 7de gebod is, jy mag nie meng met die ander nasies, met die ander rasse nie. Nou, baie verse so, wat daarna verwys, het hulle woorde verander, hulle het self gesê, jy mag nie meng met pagan mense nie, jy mag nie meng met die pagans nie, maar dis nie wat daar staan nie. Dit verwys na die rasse, die nasies, die ander rasse, jy mag nie meng met hulle nie. Dit sê nie, jy mag nie meng want hulle is pagan nie, want dan is jy mos nou 'n verskoning as hulle sê hulle is Christene. Nee, dit sê jy mag nie meng met die ander rasse nie. So dis wat in hierdie Bybel staan en dis hoekom jy nie meer hierdie Bybel te koop kry nie. So ek het net hierdie kort video gedoen, want in die vorige video, wat ek nou eers gaan opsit, gaan oor die hele Matteus, maar ek wou net een kort video gemaak het, wat net hierdie spesifieke vers vir julle wys, want miskien wil mense dit versprei, en dan is dit makliker, dan hoef mense nou ja, hele lange video van my 45 minute te kyk, net om by hierdie stukkie uit te kom hê. In elk geval, dit is wat ek wou gesê het, hier so goed gaan, en tot weer volgende keer. Bye.